Ons is geskakel op Groot Plaas en ons gas vanoggend is nie 'n vreemdeling in die program nie. Hans-Juri Moelman, hy is natuurlik 'n direkteur by die firma Moelman en Pinaar, 'n prokureur wat werk in die veld van grond, hervormingslitigasie en gronddispute. Hans-Juri, goeiemôre en welkom terug. Goeiemôre, Dupien, goeiemôre aan julle kykers. So, Hans-Juri, ons het nou 'n bietjie gehoor oor daai uitspraak, die Molladora uitspraak, maar kan jy vir ons 'n bietjie agtergrond gee, waar het hierdie saak begin? Ja, dis eintlik 'n kwessie wat al 'n paar jaar in die howe draai. Dis omstrede doeteenvoudig omdat dit gaan oor die aanhou van veeopplase. En ek dink die groot uitdaging met die aanhou van vee is dat mense met die natuur werk en die natuur net 'n sekere hoeveelheid vir mense kan lewer om vee aan te hou. En op baie plase het 'n praktyk ontstaan waar grondeienaars mense wat op die grond woon toelaat om vee aan te hou. En hierdie saak eintlik is vooraf gegaan deur 'n ander saak in Arendorf teen Shabalala, waar die hof moes beslis wat die aard van die reg is as iemand toegelaat is om vee aan te hou. En in die vorige uitsprake wat in die Appelhof en toe op die ouend in die konstitusionele hof was, het die hof bevind dat hierdie reg is 'n reg wat afhanklik is van 'n ooreenkoms met die eienaar, maar die ander belangrike deel is dat dit nie deel maak van die regte wat onder die wet op uitbreiding van sekerheid van verblyfreg beskerm is nie. Dit is die vorige uitsprake en vir 'n hele paar jaar was dit die posisie. En in Molladora Trust se saak het die posisie verander en hy het 'n hele roete gevolg, eers in die grondhof waar die grondhof 'n bepaalde beslissing gemaak het en eintlik die regsposisie gewysig het om te sê dat daai regte of die reg om vee aan te hou ook beskerm word onder die ESTA-wet. En dan het ons later in die Appelhof gesien dat die Appelhof nie die saak verder wou aanhoor nie en heeltemal 'n ander uitspraak gemaak het. En toe land die saak in die grondwetlike hof en die hof het toe daar 'n finale bevinding gemaak dat die reg om vee aan te hou 'n reg is wat beskerm word onder die ESTA-wet. En as gevolg daarvan beteken dit dat grondeienaars wat indien daar oorskrydings is met vee, as 'n klomp goed wat met vee kan verkeerd loop, dan moet die eienaar die wetlike proses wat voorgeskryf word in die ESTA-wet volg om regtens hulle regte af te dwing. Dit het 'n redelike groot implikasie in terme van tyd wat dit vat om so 'n saak verder te voer. En dan verder is dit ook baie belangrik dat dit nie so eenvoudig gaan wees om net te sê jy mag nie meer vee aanhou op my grond nie en ek gaan nou vir die hof vra vir 'n bevel. Daar's 'n hele proses wat nou gevolg moet word om eienaars se regte af te dwing. So ja, dit is die belangrike implikasies wat die hof nie bevind het nie en ek dink daarvoor is ons 100% gelukkig is dat dit nie 'n outomatiese reg is dat indien jy op iemand se grond woon dat jy die reg het om vee aan te hou nie. Want dit kan baie groot konflik veroorsaak. Vee te aanwas vee word altyd meer en tweedens as vee meer word het jy meer weiding nodig en dan as daar 'n grondeienaar en iemand op 'n bepaalde stuk grond is dit amper ongetwyfeld dat daar konflik gaan ontstaan rondom hierdie kwessie. En gelukkig het ons daar duidelikheid oor hierdie saak. Dit is ook uit die saak uit duidelik dat indien iemand vee aanhou of die reg kry om vee aan te hou, dat dit moet vooraf gegaan word deur die toestemming van die eienaar om vee aan te hou. Dit is nie 'n outomatiese reg wat iemand net as jy iemand op jou plaas laat woon dat daai persoon die reg sal hê om vee aan te hou nie. So ek dink kom ons volg 'n bietjie op daai spesifieke situasie, want wat interessant nou sal wees is om te weet as jy 'n eienaar is van grond, jy het mense wat werksaam is by jou en jy gee ook vir hulle verblyf op die plaas, hulle wil graag vee aanhou. Voordat jy hulle aanstel, is daar iets wat jy wetlik in plek kan sit om jouself as die grondeienaar veilig te hou, sou iets soos hierdie opkom dat jy wel stappe kan neem en dit vinniger kan uitsort? Ek dink dit is 'n baie belangrike vraag wat jy vra. Ja, ek dink daar is baie proaktiewe werk wat gedoen kan word. En dit begin eerstens dat wanneer jy iemand in diens sou neem en daai persoon sou toelaat om vee aan te hou, dat daar 'n ooreenkoms in plek is. En in daai geval verwys ons spesifiek na 'n geskrewe ooreenkoms. Baie grondeienaars het mondelingse ooreenkomste rondom hierdie kwessie en dit word naderhand 'n dispuut in die howe waar
twee partye verskillende weergawe het. En dit is altyd 'n onsekere saak. So die eerste plek sou ek dink is belangrik dat daar ooreenkomste in plek moet wees. Tweedens dink ek is belangrik dat wanneer jy so reg aan iemand toestaan dat dit geografies in 'n spesifieke area toegelaat word. Met ander woorde moet 'n spesifieke afgesperde kamp wees en dan moet daar beheer en bestuur oor daai kamp uitgeoefen word. Met ander woorde as daar 'n sekere getal vee toegelaat word, dan moet die kamp die getal vee kan dra. Dit moenie veroorsaak dat daai kamp oorbewei word, want diere het kos nodig. En dan verder daarbey is ons 'n klomp wetgewing in Suid-Afrika wat gaan oor die aanhou van vee wat grondeienaars ook moet in 'n sekere mate op hulle grond afdwing. Nie net die eienaar, die mense wat plase woon moet dit ook nakom. En dit gaan oor oorbeweiding. Daar's die wet op bewaring van landbouhulpbronne wat dit verpligtend maak om weiding of natuurlike weiding wat diere eet behoorlik te bestuur. Daar's die wet op diere siektes wat eienaars van vee verplig om vee behoorlik te behandel, voorkomend te behandel. Ons praat nou spesifiek in die meer onlangse toestande met die back and claw seer. En dan is daar wetgewing rondom die identifikasie van diere. Ek dink is belangrik om seker te maak dat diere wat op 'n plaas aangehou word, behoorlik met 'n geregistreerde brandmerk gemerk is, sodat die eienaar van die vee geïdentifiseer kan word. En dan ook die vervoer en beheer oor vervoer van vee. Dink ek is dit belangrik om die wet op veediefstal, wat baie belangrike bepalings rondom het behoorlik te beheer en te bestuur en seker te maak en die nodige permitte rondom die vervoer van vee in plek is. Saam met dit dink ek is dit maar net aan die algemeen belangrik dat daar 'n behoorlike beheer en bestuur oor hierdie kwessie is. Dit kan ongelooflike konflik veroorsaak as dit nie gebeur. Hans-Juri, ons gaan nou 'n bietjie verder uitbrei daarop. Hans-Juri Moelman, hy is 'n prokureur in die veld van grondhervormingslitigasie en gronddispute. Ons sal nou 'n bietjie verder met hom selfs tyd om eers te sien wat aangaan met die Groot Plaaskalender. Ons is geskakel op Groot Plaas en ons kuier vanoggend saam met Hans-Juri Moelman. Hy gesels 'n bietjie met ons oor grondhervormingslitigasie en gronddispute. Hans-Juri, so net voor die breek het jy vir ons bietjie gesê dit is dalk 'n baie goeie idee om voordat jy iemand in werk neem op jou plaas of waar ook al dit mag wees, dat jy al hierdie stipulasies in kontrakvorm sit en nie net mondelings nie. Is dit iets wat 'n mens dan inskryf in jou indiensneming kontrak met die persoon? Ja, jy kan dit so doen of jy kan spesifiek, ek dink daar is ander aspekte rondom verblyf wat ook, dink ek in 'n ooreenkoms behoort. Ons voorstelle gewoonlik is dat daar 'n verblyfooreenkoms gekoppel word aan 'n indiensnemingskontrak. En dis die beste manier en ek dink in so 'n ooreenkoms moet ook dan belyn word met die ESTA-wet of die wet op uitbreiding van sekerheid van verblyfreg. En dan ook erkenning gee aan bestaande regte van persone wat op 'n plaas woon. So dis nie 'n geval van dat jy eenvoudig 'n nuwe ooreenkoms kan opstel met heeltemal nuwe bepalinge nie. Dit gaan neerkom op 'n arbitreëre wysiging van die bestaande ooreenkoms as dit 'n mondelingooreenkoms is. So die maklikste manier om dit te implementeer is om te gaan kyk wat die bestaande regte is en dan dit in 'n ooreenkoms te vervat. Ons voorstel ook ten opsigte hiervan is dat die eienaar die departement van landelike ontwikkeling en grondhervorming betrek by so 'n proses. Doeteenvoudig omdat daar in die ESTA-wet spesifieke bepalinge is rondom die afdwingbaarheid van ooreenkomste. En dit kom neer daarop dat persone wat so ooreenkoms teken moet ingelig wees van hulle regte. En as hulle die ooreenkoms teken, die aard van die saak, dat hulle ook verstaan wat in die ooreenkoms geskryf staan. Taal is baie keer 'n groot uitdaging en dan moet 'n mens gewoonlik ook 'n tolk gebruik. En dit is ook belangrik dat wanneer mense so ooreenkoms implementeer, dat jy moeite doen om behoorlike video-opnames te maak, om seker te maak dat mense verstaan en ook oordentlike tolke te gebruik om die ooreenkoms te vertaal. En dat sodat wanneer iemand dit teken, dat die persoon weet wat daai persoon teken en dan indien dit later 'n probleem sou raak, dat 'n mens op die ooreenkoms sou kon staatmaak en op konsensus sou kon staatmaak wat ontstaan het toe daai ooreenkoms aangegaan is. So jy het 'n bietjie vroeër geraak aan back and closer en baie van die boere probeer
biosekuriteit toepas op die plase sodat daar nie verder verspreiding is van die back and claw nie, maar sou daar 'n reëling in plek wees waar jy iemand toelaat om vee aan te hou op jou grond en hulle kyk nie na die diere soos wat hulle moet nie, daar is dalk 'n uitbraak van back and claw en dit kom dan by jou diere uit. Wie is aanspreeklik vir wat daar gebeur? Ou sal glo dat daar aanspreeklikheid is vir die eienaar wat byvoorbeeld is biosekuriteit protokol nie sou nakom nie. En dit is nogal iets wat interessant is in die wet self. En dit is dat eienaars van grond die reg het om lewe of redelike maatreëls te tref om lewe en eiendom te beskerm. Nou lewe uit die aard van die saak gaan oor die mense se veiligheid, maar eiendom gaan oor die beskerming van jou eiendom. En in hierdie tye, in besonder waar back and claw hier is, kan 'n mens is my raad gewoonlik dat die grondeienaar 'n staatsveearts of 'n veearts vra om redelike maatreëls of 'n stel redelike maatreëls op te stel of te verskaf wat help om 'n biosekuriteit maatreëls in plek te stel. En hoe mens dit implementeer is doeteenvoudig om proaktief te kommunikeer en op skrif te stel en te verduidelik wat die situasie is en dan tweedens die geleentheid te gee vir persone om insette te lewer en daarna daai protokol te implementeer. En dan uit die aard van die saak om jou vraag te antwoord, as daar dan in stryd met daai protokol opgetree word en dit veroorsaak dat diere besmet word, dan glo ek sal jy, indien jy met patologiese toetse dit kan bewys, sal jy die eienaar van die vee of die persoon wat die siekte versprei het daarvoor aanspreeklik kan hou. So jy kan ook nou net 'n cowboy wees en as jy vermoed die diere is besmet met back and claw, dat jy daar ingaan en 'n paar van die man se diere van kant maak nie. Nee, dit sal op arbitrêre optrede neerkom en uit die aard van die saak is dan gaan jy ook die moontlikheid in die gesig staar van kwaadwillige saakbeskadiging. Maar onder die wet op dieregesondheid, as daar 'n uitbraak is, in baie gevalle van ernstige dieresiektes, het die staat die vermoë of mag om eienaars te gelas om van diere van kant te maak, om verder verspreiding van die siekte te veroorsaak. En in daai omstandighede waar die staat dit sou doen, maak die wet op dieresiektes spesifiek voorsiening daarvoor dat die eienaar vergoed sou kon word vir daai diere wat van kant gemaak moet word. Maar daar moet eers 'n spesifieke besluit geneem word en 'n opdrag gegee word deur die staat voordat 'n persoon daardie tipe vergoeding sou kon eis. Hans, baie dankie vir jou gesels en altyd insiggewend om met jou te gesels. Ons gas vanoggend Hans Jurie Moelman, prokureur in die veld van grondhervormingslitigasie en gronddispute. Dis al waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy 'n lekker dag verder en ons kuier weer môre.